om in verwondering te staan voor U, wie U is, en dat ons U kan aanbid, en dat ons aan U kan behoort. En ons wil vandag dan juis ook net om jubel voor U en U al die lof en die eer bring. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Gemeente, ek groet julle genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God onze Vader en deur Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons staan en dan sing ons nog so 3 aanbiddingsliedere. Begin
is die naam oor elke naam. Waardig is die Lam, en my hart sal sing, hoe groot is ons God. Want hy is die naam oor elke naam. Waardig is die Lam, en my hart sal sing, hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God. Ons sing, hoe groot is ons God, en almal sal sien, hoe groot is ons God. Wie as 'n lied deur ons lippe, wie as wat woorde kan bring, sing harte verlief op die koning, een verwondering. Wie is die prins van die eeuwe, sal hy die weke van vreugde,
Vashou in u grootheid en u almag indrink. Here, ons kan dit nooit in woorde omskryf nie of beskryf nie. Dit is net te groot. Here, kom en breek u woord oop vir ons vandag. Ons luister. In Jesus se naam. Amen. Ek gaan die volgende 4 Sondae stil staan uit die psalms uit. Ek is ook besig met my oggendstukkies, die van julle wat dit ontvang, die oggendstukkies, soos ek besig ook uit die psalms. So ek gaan so 4 van die psalms wat ook vir my weer aan die hart gegryp het in hierdie tyd, gaan ek dan nou ook vir ons gebruik in die oggende. So vanoggend staan ons stil by Psalm 8 oor God se grootheid. En wanneer ons besef hoe groot God is,
dan ontdek ons eie plek. En ons is so bedien vanoggend met ons groepie in die sang, baie dankie julle. En ek wil ons moet nou nog 'n lied luister, maar ons gaan hom net kyk. Die CD wat opgeneem is, die CD se naam is In Verwondering, maar hy het ook 'n lied geskryf in verwondering. Louis Brits en van die groot name. Was hulle daar in Sutherland en hulle het daar net voor God se grootheid gaan staan en hierdie ongelooflike belewenis gehad van wat God doen. So ek wil net aangaan eintlik met wat ons so pas gedoen het met ons lof en aanbidding. Kom ons sit net so en dan luister ons ook na hierdie lied In Verwondering. Elke sterwe
as 'n mens so in die natuur is, dan kan 'n mens nie anders, en as jy na hierdie DVD kyk, die grootheid en die almag van God so raak sien. 'n Mens sit elke keer net, dan dink jy, wow, hoe groot is God. Psalm 8, ek gaan hom in 2 vertalings lees. Die een wat ek op die bord vir julle het, is die gewone 83 vertaling, lof aan die Skepper, Psalm 8. Vir die koorleier met musiek, 'n psalm van Dawid, Here ons Here, oor hierdie woorde van Dawid, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat u in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat u tot stand gebring het. So word die teestanders, die vyande en wraakgieriges tot swye gebring. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre, waaraan u 'n plek gegee het, wat is die mens dan, dat u aan hom dink? Die mensekind, dat u na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak, en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van u hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug, die visse in die see, wat die oseane deurkruis. Here, ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. En dan wil ek ook die boodskapvertaling lees, wat leer net vir my die laaste ruk soveel betekenis gee in die beskrywing van dit wat ons lees. Vers 2, Here ons Here, hoe groot is u nie? U word oor die hele aarde geprys. Alles wat u in die hemelruim gemaak het, vertel hoe groot u regtig is. Uit die blou lug klink simfonieklanke wat aan u lof bring. Deur swak en klein mensies word u groot krag hier op aarde uitgebasuin. Deur 'n baba wat geluitjies maak, of 'n papbabatjie in 'n ma se arms. Hoe groot krag laat almal wat met u probeer baklei, gou stil word. As ek opkyk na alles wat u in die hemelruim gemaak het, al die planete, die maan, die melkwegstelsels en miljoene sterre, snak ek na my asem. As ek sien hoe piepklein die mens regtig is. Hoekom gee u vir hom om? En tog, hoeveel gee u nie om vir hierdie piepklein mensies nie? Dink net, u sorg vir hom. Hy is vir u baie belangrik. U het hom so belangrik gemaak, dat hy amper soos u is. U behandel hom soos 'n koning. U gee baie hoë posisie aan hom. U wil hê dat die mense oral moet wys hoe groot u is. Hy is mos u verteenwoordiger. Hy regeer oor die hele aarde. U laat hom soos 'n groot leier oor u hande werk regeer. Hy moet vir alles sorg wat u gemaak het. Vir al die diere is van hom afhanklik. Die vee, die wilde diere, die voëls en die visse. Here, ons Here, hoe groot is u nie? U word oor die hele aarde geprys. Is dit nie 'n pragtige vertaling hier van Psalm 8? Ons lewe in 'n wêreld waarin mense hulle self baie keer
oorskat. Hulle self groter sien as wat hulle werklik is. Dink aan mense wat in magsposisies is, of hoë prestasies het, of ryk is, daardie gevoel wat hulle het, hulle kan maak, net wat hulle wil. Hulle matig hulle self 'n klomp goeders aan, en 'n mens sien dit ook so in wêreldleiers, wat kan maak en breek, net soos hulle wil. Oorskat hulle self. Maar die gevaar is ook, ons lewe in 'n wêreld waar mense hulle self onderskat. So negatief is oor hulle self, dat hulle te bang en te skaam is om iets te doen en iets te sê. En tussen hierdie twee uiterstes van om jouself te oorskat en dinge te self hoor te ag as wat jy is, en jouself te onderskat, moet ons onsself kom vind. Wat sê die Bybel vir ons? Baie mense dink, die mens is die middelpunt van alles. Ander voel weer so klein en minderwaardig. Hier in Psalm 8, kom hy en dan sê hy in die eerste plek, wanneer 'n mens opkyk na God, dat God se grootheid vul die hele aarde. As 'n mens hierdie Psalm lees, waar al die boodskap vertaling, en jy dink aan die lied waarna ons gekyk het, dan staan 'n mens net elke keer om te sê, wow, hoe groot is ons God net nie. Hy begin en hy eindig hierdie Psalm met dieselfde woorde, Here, ons Here, hoe groot is U, U word oor die hele aarde geprys. Wat vir ons wil kom sê vandag, vriende, alles begin by God, en alles eindig by God. God omsluit alles. Hy is die enigste God. In Hebreëus is daar twee woorde waar hy sê, Here, ons Here. Twee woorde wat gebruik word. Die een woord, Jahwe, beteken en verwys na God se verbondsnaam. Hy is Jahwe, hy is die Here. Die God wat homself aan sy volk verbind. Dis die woordjie Jahwe, Here, die God wat homself aan sy volk verbind. Maar dan die tweede woordjie wat hier vertaal word met ons Here. So hy sê Jahwe, Adonai. Adonai, die woordjie ons Here, verwys na God as die koning, die heerser. So Dawid kom in hierdie Psalm, dan roep hy na God, dan sê hy, Here, die heerser, U wat oor alles in beheer is. Adonai, ons Here, wat elkeen van ons liefhet. Wat 'n aangryplik, lees ons net nie hier nie. Sy naam, lees ons hier, is verhewe bo alles. Nou in vandag se tyd maak dit dalk nie vir ons almal so sin nie. Maar ek wil vir u sê, in die Bybelse tyd was die gee van 'n naam 'n verskriklike belangrike ding. Die naam het elke keer iets gesê van die persoon self. Ek wil amper sê dat sy naam het iets van sy karakter, van sy menswees beskrywe. En wanneer hy sê, God se naam, U naam is bo alle name, dan sê hy iets van sy heiligheid, God se liefde, God se krag, God se trou, sy genade. Jahwe, Adonai, Here, ons Here. Sy ewige krag en grootheid word besing met hierdie Psalm.
Dink so 'n bietjie, waar is vir jou van die mooiste plekke? Dink so 'n bietjie, plekke wat jy al besoek het. Of dalk, as jy daar deur die Karoo ry, en alles is so plat. Toe ons teruggery het ons baie vroeg daar aan die kant begin, 3 die oggend. So ons het die Karoo hier in die nag nog gekry. En daar was net iets groots. Jy sien hierdie uitgestrektheid. En jy kyk op na die hemel, en jy sien hierdie sterre pragt bokant jou. En jy voel, waar jy alleen omtrent die enigste kar op die pad is, voel jy eintlik so nietig, so klein, in hierdie grootheid van God. En te dink jy kan deel daarin. As jy kyk na die sterre, die Melkweg, en die grootheid. En om te dink in hierdie skepping, in hierdie heelal, is die aarde eintlik maar 'n spikkel van ons sterrestelsel, wat deel is weer van hope ander sterrestelsels. Of as jy daar by die see sit, jy kyk na die grootheid van hierdie oseaan, die golwe wat so kom, voel 'n mens eintlik net so klein. God is so groot. As jy tussen die berge is, of in die wildtuin met al die pragt van die diere daar, jou gunsteling plek. Of dit is weer blomme tyd, as jy daar in Namakwaland is, en jy staan die hele tyd net, wow, met al hierdie blomme. Om te weet, God het dit gemaak. Ek dink, baie keer in die wêreld waar ons leef, met sy moderne tegnologie, wat ons aandag besig hou, en is televisie, en die selfone, en al die dinge, en ons is in ons huise vasgekluister, verloor ons iets van die wow. Wat jy net verstom is. Die tweede, wat ons in hierdie Psalm lees, is dat God gebruik die kleinste mense vir sy grootste werk, uit die mond van kinders en suigelinge. Is dit nie pragtig, hoe dat daar die boodskapvertaling dit beskryf, as ek hom so vinnig die vers kry, deur swak en klein mensies, word u groot krag hier op aarde uitgebasuin, deur 'n baba wat geluitjies maak, of 'n pap babietjie in 'n ma se arms. God gebruik hierdie klein mensies, en in die Nuwe Testament word hierdie Psalm 'n paar keer aangehaal, wanneer die kinders na hom toe kom, en opgewonde is oor Jesus, want hulle hoor van oom Jesus, en dan word sulke mooi dinge van hom vertel, en nou is hy hier, en hulle wil gaan kyk, hulle wil gaan hoor, en hy kom nader, en dan jaag die mense hulle weg. Dan sê Jesus, los hulle. En hy vat hulle in sy arms, en hy sê vir hulle,
aan sulkes behoort die koninkryk. Want hulle raak nog opgewonde. Hulle gee uitdrukking aan hulle gevoelens. Selfs daai papa bietjie wat jy na kyk. Weet julle, gemeente, het jy al ooit daaraan gedink dat God kon engele gebruik het om sy boodskap te verkondig? Dit slaan my elke keer net dronk as ek dink aan God het alles tot sy beskikking om hierdie grootheid uit te wasuin, engele wat dit kan verkondig, engele wat sy boodskap kan uitdra, ja, hy kan selfs die klippe kan dit uitskree. Hy gebruik uit die mond van kinders en suigelinge, mense, maar ook toe hy sy disippels roep, hy het nie na die sinagoge en die tempel te gegaan om die geleerdes te kry, die slim manne te kry nie. Nee, hy gaan raap hulle by mekaar, daar by die vissersvure, waar hulle rus daar heel nag se harde werk. Die vissermanne, 'n skelm ou die tollenaar daar by sy tolhek. Die twyfelaar, ou Thomas, en hy sê, kom, julle is my getuies. God kon dit uitgebasuin het op soveel maniere. Maar dis baie keer, mens kry dit amper asof in die eenvoud. Word 'n mens so oorweldig. Hoekom? Want God word die duidelikste, God se krag word die duidelikste wanneer mense swak is. Dis asof in die broosheid van die mens, in die kleinheid van die mens, jy God se grootheid raak sien. Dis nie die indrukwekkend belangrike mense nie. Dis mense soos ek en jy. Jy moet jouself nooit gering ag nie. Vriende, gemeente, onthou altyd, God gebruik die gewone, wil met baie mooi liefde in een sê, die eenvoudige, opregte mens. Want daar kan hy werk. Daardie mense is afhanklik van hom. Die derde wat ons leer, die mens is klein in vergelyking met God. Gaan dink aan dit wat ons gesien het, aan die grootheid. En God wat daar die hele skepping, die uitspansel, die heelal, alles in die holte van sy hand hou. En daarom dat Dawid kom skrywe, as ek die hemel aanskou, die werk van u hande, as ek opkyk na alles wat u in die hemelruim gemaak het, al die planete, die maan, melkwegstelsels en miljoene sterre, snak ek na my asem. Ek gaan amper sê, ek is spraakloos. As ek na dit alles kyk, en ek weet u het dit gemaak, en dan kom hy, dan sê hy,
as ek sien hoe klein, Piet klein, die mens regtig is. Ons is klein, ons is nietig. As jy net indink in al die miljarde mense op aarde, op hierdie oomblik, vergeet nog wat al klaar dood is en wat nog gaan kom. Tussen al die mense, is jy eintlik niks. 'n Speldeprik. Ons is niks, ons is klein. Maar wat doen Dawid? Hy kyk op en hy sien die grootheid van God. En dan lees ons hier, en tog, dink God aan jou en my. Hy ken jou naam. Waar jy hier sit vandag, God ken jou naam. Deur sy Gees is hy in jou. En kan ek en jy vandag, net soos wat ons in verwondering is oor God se grootheid, kan ek en jy vandag in verwondering wees oor die gedagte dat hierdie God in jou en my is. Ons as mens is klein, verganklik, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Ons is sondig, verganklik. Ons stel teleur en baie keer stel ons God hoeveel keer in ons lewens net nie teleur nie. Dat hy sê, wees ek 'n arme mens, dat u aan my dink. Vandag kan jy ook voor die Here kom staan en sê, Here, wees ek, dat u my naam ken. Wees ek dat u in my bly. Ek verdien dit nie. Ek verdien nie u guns en u genade. In die 4de plek, God gee aan die mens ongelooflike waardigheid. God gee aan ons ongelooflike waardigheid. U het my, u het ons so belangrik, sê hy daar. U het ons so belangrik gemaak, dat hy amper soos u is. U behandel hom soos 'n koning. U het hom gemaak, die mens, net 'n klein bietjie minder as die hemelse wese. U het hom 'n klein bietjie minder gemaak as God. Ons is na sy beeld geskep. Ons verteenwoordig, sê hy later, verteenwoordig hom hier op aarde. Ek en jy is nie 'n hier jy nie. En moenie dat mense op jou trap en mense jou verneder en afkraak. Die belangrikste van alles is, jy moet jouself nie afkraak. Jy moet jouself nie minder ag as wat jy is nie. Hoeveel mense worstel net nie met 'n lae selfbeeld. Mense wat so ongelukkig en ontevrede is oor hulle self. Hulle wil niks doen. Hulle wil in 'n hoekie gaan sit en wegkruip. Kan jy indink dalk net vandag jou hartseer jy God maak? Want as hy na jou kyk,
sien hy 'n wonderwerk. Sien hy iemand wat hy geskep het. Iemand wat hy na sy beeld geskep het, net 'n klein bietjie minder as homself geskep het. Ek weet, ons kry seer in hierdie wêreld en baie keer die boodskappe wat uit die wêreld na ons toe kom, breek ons af. Ek kan boeke skryf in my bediening van mense wat gesit het vir berading, wat daar is as gevolg van ouers wat kinders afgekraak het, onderwysers wat negatiewe goed gesê het oor kinders, en mense wat dit naderhand begin glo het, en hulle self nie meer gesien het as waardig nie. So baie mense, dalk jy vandag, ek weet nie, loop rond met hierdie juk op hulle skouers, wat ander op hulle geplaas het om te sê, jy's nie goed genoeg, jy's minderwaardig, jy's nie mooi nie, jy's te vet, jy's te maar, jy moet meer bietjie gegrimering dra, want dis dalk jou bietjie help, wat ook al. Jy's nie so slim nie. Vriende, dis leuns. Ek wil hê vandag, of jy na hierdie boodskap luister, jy vandag net dit vat wat ek vandag vir jou gaan gee. Moenie dat mense jou menswees bepaal nie. Moenie toelaat dat mense jou in die grond intrap nie. Vat vandag Psalm 8. En as jy buite gaan kyk na die sterre, die grootheid, die mooiste blommetjies, onthou, U het my 'n klein bietjie minder gemaak as 'n hemelse wese. God, U behandel hom soos 'n koning. Hy is U verteenwoordiger. Glo jy dit? Glo jy vandag, jy is God se verteenwoordiger hier op aarde? Hoe meer jy God se grootheid raak sien, hoe meer besef jy, wie's jy? Want hierdie God wat dit alles geskep het jou geskep. En hy het jou 'n klein bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak. Die slim mense sê dat Psalm 8 verwys uiteindelik ook na Jesus. So op 'n paar plekke in die Nuwe Testament wat hy ook aangehaal word daarvoor. Ook dat Jesus gekom het. Hy het mens geword, hy het ons plek ingeneem, hy is vir kort tydjie minder as die engele gemaak, hy het gesterf, toe is hy met heerlikheid gekroon, en nou onderwerp God hom alles ook aan hom. Kan jy sien waarmee vergelyk hulle? Ek sluit af, kom ons trek net so 2 of 3 lyne deur. Ek wil vandag vir jou vra, leer om op te kyk. Leer om op te kyk.
Ons is so geneig om ons te kyk en ons probleme raak te sien. En ons maak ons kop toe en sê, ons gaan dit nie maak nie. Leer om op te kyk. Sien God raak. Ons probleme verander dan nie. Hulle praat ons van die volstrydspolitiek, druk jou kop in die grond en hoop alles om jou is okay. Dis nie waaroor hier dit gaan nie. Wanneer jy opkyk, verdwyn jou probleme nie, maar jou perspektief daarop verander. Psalm 23, gaan lees 'n bietjie in die boodskap vertaling, dalk preek ek nog so eendag in die volgende 4 sondae oor hom. Maar daar staan dit so mooi. U laat ons anders kyk na ons probleme. So wanneer ons opkyk en ons sien God se grootheid en ons besef wie is ons, dan kyk ons anders na ons probleme. Want ons weet, ons behoort aan hom. Ons God, daarom dat hierdie selfde Dawid kon skryf, met my God loop ek 'n bendestorm. Want hy het opgekyk en hy het die grootheid gesien en hy het besef hierdie God wat dit alles gemaak het, is sy God en daarom is ek nie meer bang nie. Kyk op. Onthou jou waarde. Onthou jou waarde, jy's belangrik. Maak nie saak wie jy is, wat jou omstandighede is, wat jy het of nie het nie. Jy is waardevol. Jy's nie toevallig. Jy's deur God geskep. Jy's deur Christus verlos. Daai kruishout was vir jou. Jou naam was op sy lippe toe hy daar gesterf het en jou skuldbewyse daar vasgespijker. God het jou met 'n doel geroep. My laaste boodskap voor ons hier weg is, jy is met 'n doel geskep. Die derde ankerpunt, leef verantwoordelik. Leef verantwoordelik. God het die hele aarde aan ons toe vertrou. Kom ons neem ons verantwoordelikheid op. As ons om ons kyk en ons sien hoe dat alles bemors word, afgebreek word, papiere rondgestrooi word. Ons het 'n verantwoordelikheid. Ons is sy verteenwoordiger. Ons gaan eendag pa moet staan. Wat het ons gedoen om ons verantwoordelikheid na te kom? Ons moet verantwoordelik omgaan met die skepping, met ons tyd. Wat doen ons met ons tyd? Met ons gawes, waarby ons hier rondom Pinkster stil gestaan het. Ons het 'n verantwoordelikheid. Die invloed wat ons uitoefen. Hoe ons ander mense beïnvloed. Ons het 'n verantwoordelikheid. God het ons hier geplaas. 'n Klein bietjie minder. Kan ek afsluit? En ek glo jy gaan my vergewe as ek vir u vra. Kan ek hom weer lees?
Kom ons lees hom weer, Psalm 8. Here, ons Here, hoe groot is U nie? U word oor die hele aarde geprys. Alles wat U in die hemelruim gemaak het, vertel hoe groot U regtig is. Uit die blou lug klink simfonieklanke wat aan U lof bring. Deur swak en klein mensies word U groot krag hier op aarde uitgebasuin. Deur 'n baba wat geluitjies maak, of 'n pap babatjie in 'n ma se arms. U groot krag laat almal wat met U probeer beklei, gou stil word. As ek opkyk na alles wat U in die hemelruim gemaak het, al die planete, die maan, melkwegstelsels en miljoene sterre, snak ek na my asem. As ek sien hoe piepklein die mens regtig is. Hoekom gee U vir hom om? En tog, hoeveel gee U nie om vir hierdie piepklein mensie nie? Dink net, U sorg vir hom. Hy is vir U baie belangrik. U het hom so belangrik gemaak dat hy amper soos U is. U behandel hom soos 'n koning. Want hy praat hier van jou en my. U behandel hom soos 'n koning. U gee baie hoë posisie aan hom. U wil hê dat die mens oral moet wys hoe groot U is. Hy is mos U verteenwoordiger. Hy regeer oor die hele aarde. U laat hom soos 'n groot leier oor U handewerk regeer. Hy moet vir alles sorg wat U gemaak het. Vir al die diere is van hom afhanklik, die vee, die wilde diere, voëls en visse. Here, ons Here, hoe groot is U nie? U word oor die hele aarde geprys. Amen. Dierbare Vader, dankie dat ons vanoggend in verwondering kan staan oor U grootheid. En wanneer ons na onsself kyk, soos hierdie digter skrywe, snak ons na ons asem. As ons besef hoe piepklein ons is. Ons is niks. Maar tog het U ons 'n klein bietjie minder gemaak as 'n hemelse wese. U het die hele aarde aan ons onderwerp. Dankie Here vir U genade. En ons loof U daarvoor. En help ons dat ons lewe 'n stuk getuienis sal wees oor U. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, kom ons sluit af met die laaste lied. Vir die wêreld is ek nie te mooi. Wolkies aan die groot heelal, is daar iemand wat my raak sien. Wat omgee ek verstaan. Hy is die
God wat my sien, die vir wie ek sal maak, die een wat my naam ken, Elrohi, die God wat my sien, die God van die eeuwe, groot ek is, gee ek my lewe, my alles, hy is die God wat vir ewig my hart besin, hy is die een wat my sien, hy is die God wat my sien, die een vir wie ek sal maak, die een wat my naam ken, Elrohi, die God wat my sien. Is dit nie wonderlik met hierdie lied om te weet, U is die God wat my sien. Hy sien jou. En hy ken jou. En gaan leef dit. Elke dag. Ontvang sy seën, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met elkeen van julle.